Wat gee jy vir iemand wat niks het nie? En wat as jou antwoord alles verander? Ons kyk almal verby mense, elke dag, op pad werk toe, by die winkelsentrum, by die verkeerslig. Ons sien hulle, maar ons kyk nie regtig nie. Daar is 'n man wat al jare lank by dieselfde poort sit, elke dag, 'n verlamde man. Niemand stop regtig nie, totdat 2 vissermanne verbykom. Daar in Handelinge 3 kom Petrus en Johannes af op 'n krepelbedelaar by die tempel. Hy bedel vir almoses. In plaas daarvan om hom 'n paar sent te gee, doen hulle iets radikaal anders en beter. Hulle genees hom in die naam van Jesus Christus. Dit is 'n merkwaardige oomblik, want hierdie 2 mans kyk raak. Hulle kyk verby die sigbare nood. By die mooi poort, op pad na 'n gewone gebedstyd, sien hulle iets wat ander mense lankal opgegee het om te sien. Hulle sien iemand, hulle sien 'n mens, en hulle sien 'n geleentheid. Die verlamde man het geld gevra, maar Petrus en Johannes het dieper gekyk. Hulle het die werklike behoefte raak gesien, en dit is nie altyd dieselfde as wat dit met die eerste oogopslag lyk nie. Dink daaraan. Hoeveel keer het iemand al vir iets gevra, en ons het presies dit gegee, sonder om ooit te vra wat hulle regtig nodig het. Die man by die poort het geld gevra, omdat dit die enigste taal was wat hy geken het vir sy nood. Maar Petrus en Johannes het 'n ander taal gepraat, die taal van die Heilige Gees, Jesus taal. Dit vra 'n sekere geestelike waaksaamheid van ons. Nie net die eerste versoek hoor nie, maar die hart agter die versoek raak te kyk, raak te luister. Nie net die oppervlak, die sigbare raak sien nie, maar die mens. En dan is daar hierdie treffende reël in vers 6. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. Petrus bied nie die minste nie, hy bied die meeste. Want ware rykdom lê nie in wat ons in ons beursie dra nie, maar in die lewensveranderende krag van Jesus, wat ons aan 'n wêreld in nood kan bied. God wil hoop 'n werklikheid maak. Hy wil lewe gee, en veral ewige lewe. Die man word genees, hy spring op, hy dans, hy prys God. En die skare staan en kyk, want hulle het hierdie man al jare lank by daardie poort gesien, en nou is hy anders, hy is heel. Dit is wat geloof en gehoorsaamheid kan doen. Die Heilige Gees sit Jesus se werk voort, deur gewone mense, op gewone dae, by gewone poorte. Petrus en Johannes was nie besonderse mense nie, hulle was net geesvervulde mense, wat raak gekyk het, en toe gehoorsaam was aan wat hulle gesien het. Die vraag is net, kyk jy raak? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U elkeen van ons heel gemaak het, die ewige lewe vir ons gegee het. Dankie o Heilige Gees dat U in en deur ons werk. Help my vandag om raak te kyk. Amen.